'n mens moet net na die woorde van daardie lied luister, vriende, om te sien hoe dat dit God beskryf. Die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die Almagtige. Maar die een wat hom neerbuig na die mens en genade betoon, die God van liefde. Ons skriflesing vir oggend, vriende, is uit Galasiërs 5 vanaf vers 13 tot 26. Nie 'n baie lang gedeelte nie. Die opskrifie in die 2020 vertaling sê 'n lewe deur die Gees. Nou kom ons lees. Julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. Maar ek sê, leef deur die Gees. Dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van ons vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge, is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het hulle die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Die tema van ons boodskap vanoggend is hierdie woorde van Paulus in vers 25. Laat ons met die Gees in pas bly. Laat ons met die Heilige Gees in pas bly. Nou vriende, dit gaan eintlik oor 'n belangrike vraag. En die vraag is, hoe danig behoort die lewe van 'n Christen te wees? Die woord van die Here sê vir ons soos ligte in 'n donker wêreld moet ons skyn as ligte. Die kerk moet 'n baken van lig wees. En in 'n nag, wanneer alles stik donker is, dan soek 'n mens die lig. En die kerk se lig moet sodanig skyn dat die mense daar buite wat nie deel is van die gemeenskap nie, moet die lig aanskou wat uit ons uitstraal. En ek gaan nou 'n bietjie meer oor die praktiese praat. Hierdie lig wat uit ons uitstraal, hierdie liefde, hierdie vriendelikheid, hierdie goedheid, hierdie getrouheid, hierdie vrug waarvan Paulus hier praat, moet uit ons lewens uitstraal, sodat mense wanneer hulle dit sien, moet hulle eintlik aangetrek word en hulle moet kom na die lig, sodat hulle ook kan deel word van die gemeenskap van die heiliges. En dit, vriende, is die roeping van die kerk. Gaan dan heen, maak disippels. Verkondig die evangelie. Toe ek 'n tiener was, vra tannie my eendag, ek kan nie onthou presies hoe die gesprek
so daartoe gekom het nie, maar sy vra my oor my Christendom natuurlik, wat ek met die voortvarendheid van die jeug as ware amper nie net verkondig nie, maar uitpasuin vir almal wat wil hoor, sy sê, jong, is jy nie 'n klip Christen nie? Wie van julle ken daardie uitdrukking, 'n klip Christen? 'n klip is mos 'n harde ding. En dit kan wees dat ek as 'n Christen so hardvogtig is, dat my lewe so hard is, dat mense na my kyk en sê, man, daardie man is 'n klip Christen. Daar's geen deernis, daar's geen ontferming, daar's geen liefde, daar's geen vriendelikheid, daar's geen sagmoedigheid nie. En sy sê toe, want ek stoen nog 'n laaitjie, sy sê vir my, jy sal nie eers weet wat is 'n klip Christen nie. En ek sê toe vir haar, Tannie, 'n klip Christen, haal ek Paulus aan in een van sy briewe, is iemand wat die gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Haar oë is net so groot, sy het nie so 'n antwoord van 'n jong laaitie verwag nie. Maar dit is presies wat dit is, vriende. Ek lewe as 'n Christen, maar die krag van die Heilige Gees in my lewe ontbreek. En in hierdie gedeelte roep Paulus die gelowiges in Galasië op. Hy sê vir hulle, ons moet deur die Gees lewe. Ons moet deur die Gees wandel. En ons moet met die Gees in pas bly, sodat ons die vrug van die Gees in ons lewe sal openbaar. Opgeroep om in pas met die Heilige Gees te wandel. En vriende, hierdie soort wandel deur die Gees is slegs moontlik as ons leef deur die Gees. As ek toelaat dat die Heilige Gees my lewe beheer, my hart, my gesindheid, my lewe beheer. Die Nuwe Lewende Vertaling sê so, daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Wat mense sien wanneer hulle na my kyk, daardie leefstyl wat ek beoefen, daardie leefstyl wat ek leef, moet deur die Gees bepaal word. En as dit die Gees is wat dit bepaal, vriende, dan sal die vrug wees waarvan Paulus hier in Galasiërs praat. Ons is immers geroep en vrygemaak deur Christus, sodat ons 'n lewe kan lei tot eer en verheerliking van God. En Paulus wys hier op die kontras tussen die praktyke van die vlees, soos hy dit noem, van die sondige geaardheid, eintlik die sondige natuur, en die vrug van die Gees, en hy moedig die gelowiges aan, leef deur die Gees. Dan sal julle nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. En dan praat hy oor die praktyke van die vlees, dit bring oordeel en die dood, terwyl die vrug van die Gees spreek van vryheid en van lewe. Wanneer gelowiges lewe en wandel deur die Gees, dan kan hulle nie anders nie, vriende, as om die vrug van die Gees in hulle lewens te openbaar nie. Te tentoon te stel, wil ek amper sê, uit te leef nie. Want dit is die werking van die Heilige Gees in my binneste. En Paulus lys die praktyke van die vlees, maar dan roep hy op en hy sê, wandel deur die Gees, lewe deur die Gees, bly in pas met die Gees, en as ons dit doen, vriende, dan sal die vrug van die Gees in ons lewens sigbaar word. Mense sal dit sien. En hy lys 9 aspekte of eienskappe van 'n Christen se gesindheid teenoor God, teenoor sy naaste en teenoor homself. Die Gees, die vrug van die Gees in die lewe van gelowiges, vriende, bring die skoonheid van God, die skoonheid van die Here na vore. Nou daar's 2 standpunte. Skrifverklaarders, sommige verklaar hierdie teks oor die vrug van die Gees asof dit vrugte is in die meervoud. Hulle praat van vrugte van die Gees. Liefde is 'n vrug, goedheid is 'n vrug, sagmoedigheid is 'n vrug,
Selfbeheersing is 'n vrug. Al hierdie noem hulle elkeen 'n vrug. Ander skrifverklaarders weer sê nee, ons het hier te maak met 'n enkele vrug. En hierdie eienskappe wat Paulus hier noem, liefde, goedheid, getrouheid en al hierdie is alles eienskappe, dis kenmerke van hierdie enkele vrug. Nou die Griekse woord vir vrug, vriende, is wat Paulus daar gebruik is karpos. En daardie woord beteken in die Grieks is in die enkelvoud, dis 'n enkelvoudige woord, dis karpos, vrug, 'n enkele vrug. En ek dink dat dit is korrek om eerder te sê dat dit 'n enkele vrug is wat al hierdie verskillende eienskappe bevat. As ek nou vanmôre, en ek het nou nie een hier nie, maar ek moes eintlik, as ek nou vanmôre 'n appel hier in my hand hou, dan is dit een vrug wat ek vashou. Maar ek kan hierdie appel beskryf en ek kan sê die appel is rooi. En die appel is rond. En die appel is soet. En die appel is sappig. En ek sê dit al hierdie eienskappe wat ek noem van hierdie een enkele vrug. En wanneer Paulus dan nou hier in Galasiërs die vrug van die Gees noem, vriende, dan is dit alles, dis 9 eienskappe wat hy noem van hierdie enkele vrug, die vrug wat die Gees in my lewe voortbring as ek wandel en pas met die Heilige Gees. Let ook op 'n ander, die woordspeling wat Paulus hier gebruik. Hy kontrasteer, hy toon hy praat van die vrug van die Gees teenoor die praktyke van die vlees, die werke van die vlees. Die Griekse woord daar is ergo. Ergo beteken werke, soos wat die ou vertaling dit ook het. Werke, praktyke, dis reg. Die werke behels optrede, dinge wat ek doen. Onsedelikheid, losbandigheid, rusies, kwaadwilligheid, dinge wat ek doen teenoor ander mense, maar die vrug daarteen, vriende, is die natuurlike uitvloeisel van die Heilige Gees se werking in ons lewe en in ons wandel. Dit beskryf 'n innerlike gesindheid, 'n innerlike ingesteldheid. En hierdie gesindheid en ingesteldheid manifesteer in dade. As ek vriendelik is, dan sal ek teenoor mense optree op 'n wyse wat my vriendelikheid tentoon sal stel. Ek sal hulle nie kort af met hulle wees nie, ek sal hulle nie beledig nie. As ek my naaste liefhet, dan sal ek daardie beker koue water gee vir die dorstige. Ek sal my tyd en my aandag gee om my naaste by te staan en te ondersteun in watter opsig ook al. En dit is die vrug van die Gees wat hierdie werke dan in my lewe tevoorskyn bring. Maar ek wil op nog iets wys. Die vrug van die Gees vervul al die vereistes van die wet. Al die vereistes van die wet word nagekom wanneer ons leef en die vrug van die Gees in ons lewens openbaar. Paulus skryf in vers 13 en 14 aan die Galasiërs, hy sê, dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En wanneer Paulus die lys van hierdie eienskappe lys in Galasiërs, vriende, is dit insiggewend dat hy die liefde eerste lys, agape. Hy lys die liefde eerste as die primêre en die fundamentele eienskap van die vrug van die Gees waaruit al die ander voorkom. In Kolossense 3 beskryf Paulus die deugde. Dis 'n ander woord wat ons kan gebruik, die deugde van gelowiges. Die dinge wat my lewe moet kenmerk, en hy beskryf dit daar, en dan eindig hy sy gesprek oor hierdie deugde in vers 14 van Kolossense 3, en hy sê, maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Kan julle onthou, vriende, toe die Fariseer by die Here Jesus kom en hom versoek en sê, meester, wat is die grootste gebod in die wet? En hy nou 'n groot afwagting wag dat die Here sal sê, jy mag nie doodslaan nie, dan sal hy sê, maar wat van hierdie gebod? En as hy sê, eer die
Sabbat, sal hy sê, maar wat van, jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie. Hy was oorgehaal dat wat die Here Jesus ook al sal antwoord, sal hy 'n teenargument hê om hom te probeer versoek, om hom te verlei, om hom verkeerd te bewys. En dan antwoord die Here hom so, die eerste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele krag, met jou hele verstand. Met ander woorde, met jou ganse wese. Dit is die eerste, die vernaamste gebod, maar die tweede, wat hieraan gelyk is, nie ondergeskik nie, gelyk. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. O, vriende, en hier vind ons die bron van die krag van die lewe van 'n Christen. My lewe moet getuig van liefde vir God en liefde vir my naaste. En voordat jy nou vir my sê, ja, maar hoe kan ek dit doen? Luister wat sê Paulus aan die Romeine, in Romeine 5 vers 8, sê hy van die Heilige Gees, dis die Heilige Gees wat in ons werk, vriende, sê hy vir die gelowiges, hy sê, luister, die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. Kan ek vanmôre sê dat ek die Heilige Gees ontvang het en dat ek in die Gees wandel, maar ek het nie God en my naaste lief nie? Dit kan mos nie gebeur nie, vriende. Iemand wat deur die Gees gelei word en in pas met die Heilige Gees is, kan nie anders as om vrug te dra nie. En die Here Jesus self het gesê, aan die vrugte sal die boom geken word, aan die vrug van die boom sal hy geken word. Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken, sê in Matteus 7 vers 16 en 17. Pluk 'n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dussels? Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Iemand wat deur die Gees gelei word, vriende, kan nie anders as om die vrug van die Gees in sy lewe te openbaar nie. Wat is die praktiese implikasie hiervan? Ons praat van die vrug van die Gees, liefde, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, nederigheid, selfbeheersing, al hierdie eienskappe wat Paulus noem van die Heilige Gees, van die vrug van die Gees. Die boodskap vertaling dui vir my nogal baie oulik aan op die praktiese uitwerking daarvan in die lewe van die gelowige. Luister hoe sê die boodskapvertaling. Net soos 'n boom wat baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Dit is belangrik, vriende, dat mense wat met ons in aanraking kom, iets in ons gedrag, iets in ons gesindheid, iets in ons houding, moet hierdie mense laat besef, maar hierdie man of hierdie vrou behoort aan God. Hulle staan onder sy heerskappy. Sulke mense gaan die boodskap voort. Sulke mense gee baie om vir ander. Die liefde gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Is dit nie die soort mense wat ons graag wil wees nie, vriende? En ons kan dit wees wanneer die vrug, wanneer ons wandel deur die Gees en wanneer ons in pas bly met die Gees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Betroubaar, getrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. Hier is die persoon, hierdie is 'n beskrywing van die man en die vrou wat wandel deur die Gees en wat in pas met die Gees bly.
Maar vriende, die vrug van die Gees in die lewe van 'n Christen is nie slegs 'n teken van lewe deur die Gees nie, dat hierdie persoon lewe deur die Gees nie. Belangriker nog is dat dit God verheerlik. Luister wat sê die Here Jesus aan sy disippels in Johannes 15. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. En hier kom ons vriende nou by die kruks van die saak. As 'n gelowige moet my lewe wees tot eer en verheerliking van God. My gedrag, my denke, my woorde moet wees tot eer en verheerliking van God. Die Here Jesus sê in die bergpredikasie, laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Wanneer ek toelaat dat die Heilige Gees my lewe beheer, sodat die vrug van die Gees in my lewe 'n werklikheid is, dan word God verheerlik. Maar vriende, hoe kan ons in pas bly met die Heilige Gees? Hoe kan ons in pas bly? In die Grieks het hierdie in pas bly met die Gees die betekenis van om in 'n lyn te vorm, om so soldate wat in 'n lyn moet aantree, in 'n reguit lyn. En dit het hierdie betekenis, en om in pas met die Gees te wees, vriende, beteken daar's 'n reël, daar's 'n standaard, daar's 'n beginsel wat gevolg moet word. So om in pas met die Gees te bly, vriende, is om doelgerig te wandel op die weg. Ek wil byna sê langs die lyn wat die Heilige Gees vir ons aanwys en wat die Heilige Gees vir ons bepaal of neerlê waar volgens ons moet lewe. En hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek verseker dat ek in pas bly met die Heilige Gees? Dat ek nie uit pas is nie. Sodat die vrug van die Gees in my lewe 'n werklikheid kan wees. Wel, daar's sekere geestelike dissiplines wat nodig is, soos in enige iets in die lewe. En die eerste is, dit vereis van my 'n daaglikse omgang met die woord van God. Dit is in die woord, vriende. Die Here Jesus sê vir sy disippels, wanneer hy die belofte gee van die Heilige Gees wat sal kom, die trooster, die ander parakleet, sal hy julle in die volle waarheid lei. En die volle waarheid is in die skrif. So die Heilige Gees lei my en leer my deur die skrif. Daarom is dit belangrik dat ek daagliks tyd sal maak om te gaan met die woord van God. Om my siel te voed met die brood van die lewe. Want dit is in die woord van God, vriende, wat ons die boodskap van die Here die duidelikste hoor. Die boodskap van 'n God van liefde en van genade. Daardie God wat nooi en sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want my juk is sag en my las is lig. Hy sê, want ek is nederig en sagmoedig van hart. Daarom is dit belangrik dat ons sal omgaan met die woord elke dag, vriende, en nie die woord van die Here sal laat verwaarloos in ons lewe nie. Moenie dat jou Bybelstof opgaar nie. Die tweede ding is 'n aktiewe gebedslewe. Daagliks moet ek in gemeenskap tree met die lewende God. Daar in my binnekamer, daar waar ook al jou plek is, waar jy jou afsonder en afskei van alles daar buite en almal daar buite, en tyd maak om net met die Here self gemeenskap te hê deur die Heilige Gees. Gebed, wanneer jy met God praat.
Wanneer jy jou hart voor die Here kan uitstort en hom kan vertel van alles, dit wat jou vreugde verskaf, maar ook dit wat jou onrustig maak, wat jou seer maak, wat jou bekommer. En daar word jy versterk deur die gemeenskap met die Here. Maar daar is 'n derde belangrike dissipline, en dit is die gemeenskap van die heiliges, soos wat die apostoliese geloofsbelijdenis dit sê, ek glo in die gemeenskap van die heiliges, die byeenkoms, hier waar ons vanmôre is. Daarom dat die skrywer aan die Hebreërs, hy moedig die gelowiges aan en hy vermaan hulle, sê, ons moenie ons onderlinge byeenkomste versuim, soos wat sommige die gewoonte het nie. Want jy sien, my vriend, as jy hier is, tussen die gelowiges, waar ons almal saam luister na die woord van die Here, waar ons saam gemeenskap het met mekaar en met die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, waar ons saam sing en 'n lofoffer bring aan die Here, waar ons saam bid en die naam van die Here aanroep, hier word jy geestelik gevoed en versterk en bemoedig en bekragtig, sodat jy kan bly in pas by die Heilige Gees. By elke Bybelstudie waar die gelowiges saam is, selfs al is julle maar 2 of 3, sê die Here, waar 2 of 3 by mekaar is, daar is ek in julle midde. En daar is ek om te seën, om te versterk, om te bemoedig. So vriende, om in pas met die Gees te wandel, is eintlik om toe te laat dat die Heilige Gees my lewe, my persoon, my ganse wese beheer en lei en my verander na dieselfde beeld van Jesus Christus. As jy vanmôre wil weet wat is God se doel met jou, wel gaan lees daar in Romeine 8. Voor die grondlegging van die wêreld het God ons uitverkies om ons te verander na die beeld van sy seun Jesus Christus. Daardie seun wat sê, ek is nederig en sagmoedig van hart. Wat die sondaars en die gemarginaliseerdes en die uitgeworpenes genooi het na hom toe. En vanmôre vir u en vir my nooi na hom toe. Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, dink ek is dit, sê hy, en terwyl ons met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Ek het in die week ietsie gelees wat my nogal getref het. Die vraag vir die Christelike kerk, vir gelowiges, is nie, is jy konservatief of is jy progressief nie. Die vraag is, are you Christ-like? Is jy soos Christus? En dit is die werk van die Heilige Gees. Wanneer die Gees, ek die Gees toelaat, ek in pas met die Gees wandel, en die Gees die vrug, daardie liefde, goedheid, getrouheid, vriendelikheid, sagmoedigheid, nederigheid, selfbeheersing, daardie wonderlike eienskappe in my lewe 'n werklikheid maak. Amen. Dit is U, Here. Dit is U wat deur U Gees ons vry maak
ons toelaat om waarlik mens te wees tot eer en verheerliking van U naam. 'n Sinvolle lewe skenk U ons en roep ons op om in pas te bly met die Heilige Gees sodat die vrug van die Gees die deel van ons daaglikse bestaan sal wees. Help ons daartoe. Amen. Van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal altyd. Amen.